Good evening. You are doing well. How am I? No, I'm not well. I am blessed. I'm highly favored of the Lord. I'm the apple of His eye. Kom gys. Kyk hierso. Wat is die kleur? Nee, kyk na die oog. Wat is die kleur? Blou. Dis so jaloerslikie Callie. Jy weet. And I'm God's blue-eyed boy. I simply can't help it. He loves me so much. En dis nie gebaseer op gevoel nie. Dit is gebaseer op die woord, kinders van die Here. Baie dankie pastoor Gerry en Dunamis bediening. Dit is altyd vir my 'n voorreg om elke jaar hier so saam met julle te kan kom kuier. Natuurlik is my verwagting altyd om nuwe gesigte te sien. Want jy sien, as ek nuwe gesigte sien, dan sê dit vir my, you got up from your blessed assurance. En jy het begin te doen wat die Here van jou vra om te doen. Jy het die evangelie van Jesus Christus begin uitdra daar na buitekant. Want dis hoe die kerk veronderstel is om te groei. Wanneer die kinders van die Here uitgaan daar na buitekant toe, weet julle. Nou ja, dis is ons laaste aand. Ou kan amper nie glo nie, maar ja, dis ons laaste aand vir hierdie jaar. En nou ja, as die wegraping plaasvind voor die tyd, kan julle maar volgende jaar weer terugkom. Pastoor sal self preek, ek sal hier wees nie. Jy weet in volgende 2:30 glo ek gee die Here toe geboorte in my gees aan hierdie boodskap. En as jy nie verstaan wat ek sê nie, jy kan maar uitroep, explain, ek het nie 'n probleem nie, hoor. Ek wil hê met u Bybel saam met my oopmaak by die evangelie volgens Matteus, hoofstuk 4 en daarvan vers 1 af. Baie bekende gedeelte, die evangelie volgens Matteus, the gospel according to Matthew. Hoofstuk 4, staan saam met my, dan gaan ons die woord lees. Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. En die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan en sê vir hom, as u die seun van God is, werp u self af, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Weer neem die duiwel hom saam na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid en sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee as u neerval en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duiwel hom laat staan en daar het engele gekom en hom gedien. U kan u sitplekke inneem met u Bybels asseblief nie toemaak nie. Ek vertrou werklik dat u ag geslaan het op hierdie gesprek en dit wat tussen die Here Jesus en die duiwel gekommunikeer is hier. Maar as teksvers wil ek Matteus 4 gebruik, vers 4. Maar hy, dit is Jesus antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie,
maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Hier is 3 keer word die Here Jesus versoek. Maar daar's 'n groot verskil tussen die antwoord of die manier hoe hy die laaste 2 versoekinge weerstaan en die eerste een. En dis hoekom ek vir u gevra het, ek hoop jy het baie mooi opgelet. Want die laaste 2 sê die Here Jesus, maar daar is ook geskrywe. Maar jy moet agslaan op die eerste een, en ek gaan dit weer lees. Maar hy antwoord ons sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord, gaan aan, wat uit die mond van God uitgaan. Ek wil vanaand so in kort met jou gesels oor die waarde van 'n rema woord. The value of a rema word. Ons het die logos. En die logos is grootliks verwysend, hoor nou mooi wat ek vir jou gaan sê, na die geskrewe woorde van God vervat soos in die Bybel. Die logos is die geskrewe woorde van God soos vervat in die Bybel. Nie elke woord wat in hierdie boek opgeskryf is die woorde van God nie. Hoekom is julle nou so stil? Ek gaan weer van vooraf begin. Die logos verwys daar na die geskrewe woorde van God soos vervat in die Bybel. Nie elke woord in hierdie boek genoem die Bybel is die woorde van God nie. In hierdie boek kry ons opgeskryf die geskrewe woorde van God wat hy gespreek het. In hierdie boek kry ons opgeskryf die woorde van die duiwel. Was hy dan nie nou 'n gesprek met Jesus nie? Hallo? In hierdie boek kry ons opgeskrywe die woorde van 'n mens. In hierdie boek kry ons opgeskrywe die woorde van engele. And so when you read the book that you call the Bible and I call the Bible, you have to distinct who is speaking. Maar ek wil nie vanaand so seer met jou oor die logos praat nie. Ek wil met jou praat oor die waarde van 'n rema woord. 'n Rema woord is nie 'n geskrewe woord nie. In kort wil ek vir u sê dat 'n rema woord kan geopenbaarde kennis wees. Logos wat revelation knowledge word en dit word vir jou lewend in jou gees. 'n Rema woord kan ook 'n profetiese woord wat jy vanaand ontvang het. It is a rhema word from God through the gift of the prophecy. Dit kan ook 'n woord van kennis of dit kan 'n woord van wysheid wees. 'n Rema woord kan ook 'n direkte woord van God aan jou en aan my as mens wees. Is vir my een van die verskriklikste dinge dat ons mense het wat vir jare die Here dien, maar hulle het nog nooit die stem van God gehoor nie. Hulle het nog nooit rema van God ontvang nie.
waar God met hulle direk praat nie. Nie deur die logos nie, maar soos wat ek vanaand met jou praat. Ek kan onthou baie jare terug, ek is die enigste Nataller in my hele familie, al die ander is Kaapenaars, so hulle het almal van die wa afgeval. En daar buitekant Lady Smit, en ek wil nie die mense se name noem nie, blye tannie, en sy het in die keer, het sy 'n artikel geskryf, so 'n briefie. Kyk, pastore het ook die keer gelees in die huisgenoot, en die, waar dink julle kry ons 'n preekmateriaal vandaan? Huh? En sy skryf toe daar 'n briefie in die keer, in die briewe rubriek oor, sy soek name van mense, wat bid vir genesing. En ek kyk onder by die brief kom, toe sien ek maar sy bly in Lady Smit, buitekant op 'n plaas, en ek bel haar. En ek maak 'n afspraak met haar, en ek gaan sit met haar en gesels, en gedurende die gesprek stop sy, sy sê, die oorlede Dr. James van Zyl was 'n mediese dokter, wat tot wedergeboorte gekom het, wat geglo het, dat deur die wonde van Jesus Christus is die mens genees. En hy het 'n bediening buitekant Stanger begin, en wat gebeur het is, dat hy het elke maand 'n nuusbrief uitgestuur. En hierdie vrou het hierdie nuusbrief ontvang, en sy sê vir my, dokter, nou toe ek met haar ontmoet het, was sy 60 jaar oud. As ek reg kan onthou, het sy vir my gesê, sy het haar hart en haar lewe vir God gegee, toe sy 27 jaar oud. So dis 33 jaar later, as ek kan wiskunde doen. En sy sê, maar Dr. James van Zyl sê, dat God het vir hom gesê, dat hulle met die naam van Jesus meer gebruik in die liedjies wat hulle sing. Toe vra sy hierdie vraag, maar hoe kan hy dit sê? En toe sy vra, maar hoe kan hy dit sê? Toe is dit asof iemand 'n 10 pond hamer vat en my op my voorkop slaan. Want ewe skielik besef ek, vir 33 jaar bely hierdie vrou om 'n kind van God te wees. But she has never heard the voice of God. She has never received a rhema word from God. Want dit is presies wat Dr. James van Zyl van God ontvang het. God gave him a rhema word, which is a spoken word. Wanneer laas het jy 'n rhema woord van God ontvang? Jy sien die waarde van 'n rhema woord. Kom ons gaan kyk so 'n bietjie hoe het rhema woorde mense se lewens beïnvloed, en dan gaan ek dit terugbring na u pastoor toe, en dan gaan ek terugbring na my eie lewe toe. En u pastoor sal nie omgee nie, en as ek dit verkeerd aanhaal, sal hy dit agterna regmaak. Maar ek weet ek is reg. Nou as jy gaan lees aan die einde van Genesis hoofstuk 11, lees ons van waar Abraham se pa, kom ons lees dit gou daarvan, Genesis 11 vers 28. Kom ons lees vers 27. En dit is die stamboom van Tera. Tera het die vader geword van Abram, Nahor en Haran van Lot. En Haran het gesterwe terwyl sy vader Tera nog geleef het in sy geboorteland in Ur van die Galdeërs. En Abram en Nahor het vir hulle vroue geneem. Die naam van Abram se vrou was Sarai, en die naam van Nahor se vrou was Milka, die dogter van Haran, die vader van Milka en die vader van Jiska. En Sarai was onvrugbaar en sy het geen kind gehad nie. En Tera het sy seun Abram geneem, en Lot, die seun van Haran, sy kleinseun, en Sarai sy skoondogter, die vrou van sy seun Abram. En die het saam met hulle uit Ur van die Galdeërs getrek om na die land Kanaan te gaan, en hulle het tot by Haran gekom en daar gaan woon. En die dae van Tera was 205 jaar, en Tera het in Haran gewoon. Hier kom Genesis 12, hier kom die roeping van Abram.
En die wie? En die wie? En die Here het wat gedoen? Het aan Abraham gesê. So hier kom 'n rema woord. Daar was nie 'n profeet wat God gestuur het nie. Daar was nie 'n engel wat God gestuur het nie. God communicated to him in person. God gave him a rhema word. And not only did God confirm through the rhema word the call of Abraham on his life, but there was also some instructions. Ons lees mos nie die instruksies nie. Jy kan maar sê amen. Nee, julle moet eintlik gesê het eina. Weet ek vertel julle so mooi Sondagoggend van daai manual. Hier gaan julle pastoor vandag wragtig en hy gaan haal die skaal uit wat hy goed moet afweeg. En nou is daar iets omtrent die skaal wat hy nie weet nie. Ek sê lees die manual, hy sê ek weet nie waar hy is nie. Nou gelukkig is daar mos nou 'n vrou in die wêreld wat alles weet. Anti-Google, toe Google ek dit nou maar om vir hom die inligting te kry. Jy weet. Hoor mooi. En die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Het jy mooi gehoor? It is a rhema word from God to who? To Abraham. Maar daar's iets wat hy gedoen het wat God nie vir hom gesê het om te doen nie. En dis hoekom dit so belangrik is om die waarde van 'n rema woord te besef. Toe het Abraham weggetrek soos die Here hom gesê het, en wat het hy saamgeneem? Vir Lot. God het nooit vir hom in die rema woord gesê, vat Lot saam nie. Vat jou vrou. Hy het nie eers vir hom gesê, vat jou skoonma nie. Jy sien kinders van die Here, daarom is dit so belangrik dat ons ag slaan op wat die Here Jesus gesê het in Matteus 4 vers 4. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Jy moet vanaand hoor, net soos wat God met Abraham gepraat het, so praat God vandag nog steeds. God still gives his sons and his daughters rhema words. Ag, julle opgewondenheid stem my tot groot vreugde. Maar wanneer daar die rema woord tot jou hart gespreek word, moet jy seker maak, jy luister. Maak seker, jy luister. Luister of daar voorwaardes in is. Luister of daar instruksies in is. Luister of dit net 'n bevestiging is van iets. That you take note. God didn't say to you tonight, run off and start your own ministry. Because it's such a powerful rhema word that God gave you tonight that it is actually very easy to misinterpret it and to run off and start your own thing. Kom ons gaan daar na Genesis 26 toe. Die waarde van 'n rema woord. Genesis 26. Isak en Gerar, ek het net so vinnig aan dit geraak, Sondagoggend. En daar was hongersnood in die land, buiten die eerste hongersnood, wat in die dae van Abraham gewees het. Daarom het Isak getrek na Abimelech, die koning van die Filistyne, na Gerar. En die Here het aan hom verskyn en weet vir hom gesê, Nico? Die Here het vir hom gesê, vat jou goed en trek verder.
Nee. Daar was nie 'n profeet wat na hom toe gekom het nie. Daar was nie 'n logos, 'n geskrewe woord nie. Daar was nog nie die handleiding van die mens nie. Maar in sy verhouding met God, kom God. Wanneer laas het jy 'n rema woord van die Here gehad? En God sê vir hom, wat moet jy nie doen nie? Hy sê, hoor mooi, moenie aftrek na Egipte nie. Woon in die land wat ek jou sal aanwys. Vertoef as vreemdelinge in hierdie land. En ek sal met jou wees en ek sal jou seën. Die waarde van 'n rema woord. Jy sien kinders van die Here, ons raak partykeer so opgewonde oor wanneer God 'n rema woord tot ons spreek. Of dit is deur openbaringskennis, of dit is deur die gawes van die Gees, profesie, woord van kennis, woord van wysheid, en of dit so is, maar ons luister nie. Want baie keer is daar instruksies in. Baie keer is daar voorwaardes in. En dan slaan ons nie ag op hierdie goeters nie. En dan begin ons net in 'n rigting in te hardloop. Ek kan onthou baie jare terug, hierdie selfde vrou wat se seun het saam met my gewerk. En hy sê nee, hy gaan nou sy werk bedank, die Here het hom sy werk bedank. Hy gaan nou 'n sendeling onder die breinmense word, hy kom Woester toe. Ek sê, is jy seker jy het by God gehoor? Is dit nie net jou emosies nie? Is dit nie net jou hart, net jou begeerte om dit te doen nie? God really gave you a rhema word. Hy ontwrig sy hele gesin. Haal al die maatjie van sekuriteit onder hulle uit, bedank, trek Woester toe. 2 maande terug, later is hy terug daar. Terug aan Lady Smith. Wat het nou geword? Jy sien kinders van die Here, jy moet seker maak, dis God wat gepraat het. Ek weet wat ek vanaand met jou deel, 2:30 vanoggend, terwyl julle pastoor gelê en balke saag het. Hy het in die meele gewerk. Jy weet hulle. Toe ek wakker word, toe's hierdie skrif van Matteus 4 en ek besef, God sê, praat met hulle oor die waarde van 'n rema woord. Kom ons gaan gou daar na Jeremia toe. Jeremia hoofstuk 1. Die mens sal nie net van brood alleen, jy sal nie net van die geskrewe woord van God leef nie. Jy sal van elke woord wat uit God se mond. Jeremia, sy roeping. Jeremia hoofstuk 1, vers 4. En die woord van wie? Van die Here het dan tot my gekom en gesê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken, en voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig, met ander woorde, ek het jou afgesonder, ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. 'n rhema word. Wanneer laas het jy een ontvang? Jy sien ons praat van verhouding met God. En ek wil glo ons almal het verhouding. Maar hoe kan jy met iemand verhouding hê as jy sy stem nie ken nie? Hoe kan ons verhouding met iemand hê en ons het nooit dialoog nie? Ek baie keer terwyl ek besig is om te bedien en net met dit nou die dag aangehoor, dan sal ek ewe skielik net sê, dankie Heilige Gees. Because at that moment he's speaking rhema into my spirit. En ek weet is die Gees van die Here. Nou ek wil hier die woord so 'n bietjie meer persoonlik maak in my eie lewe, maar ook in u pastoor se lewe. En ek sê hy kan my korrigeer nou. Toe hy was die assistent pastoor op Richards Bay.
toe word hy beroep in Lydenburg toe. Nou die volle evangelie kerk voordat my broer op Lydenburg hom het 2 keer toegemaak. Was 'n ou Rooms-Katolieke klooster langs die begrafplaas, langs die nywerheidsgebied. As jy daar gepreek het en jy het op die verhoog gestaan, jy so oor die grafte uitgekyk. Jy sou dadelik geweet het as jy wegraping plaas, want jy kon die grafte sien oopgaan. En God spreek rema in sy hart in. Op daai stadium het hy 29 of 28 mense. 28 mense. Has nie 'n boufonds nie, Callie. Niks. En God spreek rema in sy hart in, en God sê vir hom, bou vir my 'n huis. En hy belê 'n gemeentevergadering. En hy vertel vir die 28 mense wat God vir hom gesê het, en die tesourier staan op en sê vir hom, jy's mal. Of die voorsitter. Ons kan jou nie eers 'n salaris gee nie. En hy bedank die gemeente en loop. Maar hy het 'n rema woord van God gehad. And he could have so easily allowed himself to be influenced by that one person's attitude. Because it was the chairman, it was die voorsitter. Die een wat die invloed het. Wat vir hom dan sê, jy's mal. En as jy ooit op Lydenburg kom, gaan kyk. En as jy 'n kaart van Lydenburg kan kry, gaan kyk. In die hartjie van Lydenburg staan daar 'n gemeente van die volle evangelie kerk. He did not allow himself to be derailed because he had a rhema word from God. En hy het aan daai woord vasgehou. Die gemeente kan omtrent so 300 sit, 300 of 305, 300. Hy kry 'n kontrakteur daai tyd en sê, gee my 'n kwotasie. Wat sal jy my vra om hierdie plek te bou? Het dit nooit vir die gemeente gewys nie. As sekere goed as jy vir die gemeente wys is te groot vir hulle koppe, hulle kan dit nie begryp. Hulle kan dit net eenvoudig, they can't comprehend it. You will discourage them before. En as my geheue my nie in die steek laat nie, die kontrakteur vir hom daai het gesê 350.000. Julle moet hom nou is baie jare terug. Hy het kon jy nog 'n baksteen koop vir 1 sent of so iets. En hy bou daai plek kontant vir 120.000. Why? God het hom 'n rema woord gegee. En as God dit gesê het, dan is die rekening God se. Hy bou tot so half dakhoogte, toe is die geld klaar. Nou julle weet, hy is al klaar so 'n bietjie donker. Maar toe is hy nog eers donker gebrand. Mense in die gemeente, ekskuus, maar dis die waarheid, het vir die gemeentelede, wat sê Indeer bou daar by julle kerk? Want jy weet, hy nog swart hare ook gehad. En hy staan daar en daar's nie geld in die rekening nie. En hy besig om maar hier te, en hy sê vir God, God, die geld is klaar. En God sê tot hier toe het ek gehelp, tot die einde toe sal ek help. En 'n gemeentelid kom, want hulle het nie werklik 'n voorportaal gebou nie, jy het so ingegaan, dan is hier 'n muur. En 'n gemeentelid kom by hom en sê, pastoor, weet jy wat met ons teen hierdie muur sit? Hy sê, nee wat, hy sê, tot hier toe het God gehelp, tot die einde toe sal God help, pastoor, die geld gaan aan. Rema woord van God. My boetie kom Lady Smit toe, uit Lady Smit gemeente 2 keer vergroot. Hou tannie Mos kom by hom, sê van pastoor, al die jare wat ek in hierdie gemeente was hierdie kerk nooit sonder skuld nie. Hy sê, ek gee jou my woord.
voordat jy die tydelike met die ewige sal verwissel, sal hierdie kerk sonder skuld wees en daar sal nooit weer in Gerrie Brewer se tyd skuld gemaak word nie. 6 maande. Elke verandering, elke verbetering, nooit geld gaan leen nie. Want jy sien as God praat, jy moet net agslaan. Het julle nou dit Sondag, nee, dit gisteraand ook gesê, Sondag aand. Toe hy sy hart en sy lewe vir die Here gegee het, toe gee God hom 'n rema woord. Wie van julle wat hier was, kan die rema woord onthou? Soek my krag. Hoekom is hier die bediening se naam Dunamis? Because it's a power ministry. Dit is al wat hy op gefokus het, op die rema woord. Ja, kinders van die Here, ek skiet nie die logos af nie asseblief. Maar jy moet die waarde van 'n rema woord verstaan. My boetie gaan plant op Richards Bay. My boetiekie gaan plant daar op Richards Bay. Die Here seën die werk van sy hande, voeg by. En God gee hom 'n rema woord om Kaap toe te kom. Al wat hy van die Kaap geken het en geweet het, en dis wat hy nog steeds het, hy jy ken maar jy weet. Ja. Daar's mense wat hom ontmoedig. Jy het 'n huis op Richards Bay. Jou kinders is daar. Jy het 'n gevestigde bediening. En al wat hy vir die ouens sê is, julle verstaan nie. Ek kom nie Kaap toe omdat dit 'n lekker plek is om in te bly nie. Ek kom Kaap toe want ek het 'n rema woord van God. Bittermin van u ken werklik die geskiedenis hoe hierdie ding tot stand gekom het. Dis hoekom ek vir julle nou die al gesê het, ek ondersteun hierdie bediening elke maand in moeilike tye en slegte tye, maar ek sal nooit my saad terugvat. Wat so finansiële ondersteuning gee jy vir hierdie bediening? Maar kom ek vir julle vra, het julle pastoor al ooit voor julle kom staan en sê, ouens, die kalf is nou in die put, my maat, julle moet nou bietjie, julle moet daar nou bietjie julle sakke skud, jy weet, nee, hoekom nie? Want hy het 'n rema woord van God, en Callie, hoor wat ek vanaand vir julle sê, gemeente, Dunamis gemeente, hoor wat ek vanaand vir julle sê, dis jou keuse, of jy gaan gehoorsaam wees aan die geskrewe woord van God, en jou 10de bring, en jou offerande gee, but Dunamis ministry is not depending on you, the source is God. Maar ek wil vir jou sê, dit beteken nie, jy het nie 'n verantwoordelikheid nie. Hierdie ligte brand nie verniet nie. Ek het al baie gesê, ek glo nie enige kerk met water en ligte betaal nie, maar wie weet kom ek agter, die munisipaliteit gee nie om wat ek glo nie. Elke maand sien die rekening. Ek word die pastoor op Empangeni, kyk toe hy in die bediening ingaan, my oorlede ma moes iewers gehoor het, predikante en pastore kry baie swaar. En toe hy en Letty in die bediening ingaan, toe huil my ma. Wat gaan van my kind word? Dis waar. Toe ek in die bediening ingaan, toe is die Nylrivier in vloed. Nou het ek 2 kinders in die bediening, hoe gaan hulle leef? Maar sy besef nie vir een oomblik, we've got a rhema word from God. Ek het nooit beplan om Amerika toe te gaan. Jy moet die waarde van 'n rhema woord verstaan. Dis hoekom ek wil jou aanmoedig, jy moet hierdie woord kry. Gaan skryf dit neer. Ek het nooit in my lewe, ek het begin 'n reis in Suid-Afrika.
Ek het nie gedink om Amerika toe te gaan nie. Ek het so min van Amerika geweet as 'n kat van musiek al weet. Ek het geweet hulle het 'n Burger King. Nee. In die oggend, ek het die gemeente geleer oor tiendes en offergawes. Ek is so dankbaar vir julle pastoor. As jy nie lief het nie, moenie gee nie. Because the moment you start to give out of obligation, gaan koop vir jou eerder Burger King. So ons het so groot geelkoper skatkis gehad. En ek het die gemeente geleer, sê, kom, en wanneer jy jou offer bring, of wanneer jy jou tiende bring, spandeer so bietjie tyd, daar, dank God vir jou werk, dank God vir die feit dat jy 'n blymoedige gewer kan wees, en al hierdie tipe van goeder. Julle weet natuurlik, hoekom is 'n R10 noot groen, hè? Niemand julle het nog in die Kaap geleer nie. Voordat hy ryp geword, jy hom klaar uitgegee. Jy weet dit. En daai Sondagoggend sê ek vir die gemeente, sit jou offerande in die hand en lig hom op voor God. En sê vir God waarvoor jy hom vertrou. And the moment I told them, tell God what you're trusting Him for. God spoke a rhema word into my spirit, and all that He said was the United States of America. Dit was so duidelik, ek kon nie eers sê, get thee behind me, Satan nie, want ek het geweet, dis God. Nou daar is 'n regte manier, daai tyd was ek nog verbonde aan die volle evangelie, daar's 'n regte manier hoe jy kan gaan en 'n verkeerde manier. Regte manier is, jy doen eers aan streekkantoor toe, en as jy in goeie stand is, dan maak hulle 'n aanbeveling na die uitvoerende raad toe, en as jy in goeie stand is, dan stuur hulle dit oor na die World Missions Department. En ek sê vir die gemeente, meneer, ek was nog nooit in Amerika nie. So ek weet nie wat gaan ek moet betaal en wat alles. En 'n bedrag kom in my kop. En ek gaan na die gemeente en ek sê, ek wil hê julle moet saam met my God vertrou vir R42,000. Ek sê, maar I don't want you to become emotionally involved unless God clearly speaks to your heart. En nou die goeders ingestuur. Daai stadium is die wisselkoers so R6.43 vir 'n dollar. Toe God tot my hart spreek, dink ek nie ek het R1,000 in die bank gehad nie, mense. Maar ek het 'n rema woord van God gehad. Hier kom iemand, gee vir my R300. Dan gaan ek na die gemeente, dan sê ek, I only need 41,700. Dan lag hulle vir my, soos jy nou. Dan dink ek, julle boggers, julle dink ek maak, vertel julle grappies. Hier kom iemand, gaan terug en sê, kort nou 41,200. Ek sê vir hulle, weet julle hoekom vertel ek julle hierdie goeders? Nie om op julle emosies te werk nie. Want ek wil jou nie manipuleer om in jou beursie te kom nie. Ek sê, want ek wil hê jy moet verstaan, God is nie 'n aannemer van persoon nie. If you have a rhema word from God, if God has spoken it, God will provide the means. Ek lê op my bed. Dis die middag, ek vang so middagslaapie. En toe ek wakker word, sit ek, en dis toe die tweede vliegtuig in die Twin Towers invlieg. En op die einde van die dag spring die wisselkoers van R6.43 vir 'n dollar na R18 vir 'n dollar. Ek het 'n ou by my in die gemeente gehad, hy sê, ek gaan jou vliegtuigkaartjies vir jou betaal. Toe die tyd kom, toe sê hy, sorry, ek kan nie meer nie. Ek en my oorlede vrou klim op daai vliegtuig met 'n daaglikse begroting van $35. Daarmee moet ek hotel betaal, daarmee moet ons eet, en daarmee moet ek 'n kar huur. $35 'n dag. Ek het nie geweet wat gaan ek kry in Amerika nie. Ek weet, en ek gaan vir 6 weke, maar ek het net 3 afsprake.
Land in Amerika, kom maar op die lughawe uitgestap, hier staan 'n ou Keith Gunter met 'n bord, Johan Berwerk, sê dis ek daai. Hy laai my dan, en ons staan in sy voertuig, en hy vat ons, hulle het kampgronde, en hulle praat van cottages. Hy sê, you can stay in this cottage for as long as you want, it won't cost you one penny. Nie 'n sent nie. Volgende oggend gaan ek aan na sy kantoor toe, hy sê, hier's vir jou 'n kantoor, daar's vir jou 'n telefoon, dat die goed vir jou gebeur. Ek was nie 10 dae in Amerika nie, toe kon ek 6 maande daar bly. Hy kom na my toe, hy sê, ek verstaan jy wil 'n kar hier. Ek sê, man, ek wou 'n kar hier vir 7 weke, en ek dink nie, hy het lekker verstaan van die wisselkoers nie. Nou vertel ek hom hierdie storie, hy sê, hy weet nie wat om te sê nie. Ek sê, jy hoef niks te sê nie. Vat my net budget rentekaart, en I want to show you how ignorant I was. Ek het nie 'n kredietkaart nie. Ek het nie geweet, jy kan nie 'n kar hier sonder 'n kredietkaart nie. Ek gaan cash hier. Weet jy net. En, hy laai my dan na 'n groot Ford Explorer van hier gaan ons. Hier kom 'n Toyota Camry verby, maar onthou ek het vir hom gesê klein. Iets soos wat Leslie ry of kleiner. Weet jy. Maar die Amerikaner kan nie klein dink nie. Hier kom 'n Camry verby. Ek sê vir hom, hier's baie karre in Amerika soos wat ons het. En sê hy sê soos wat? Ek sê soos daai Camry. Maar nou ons praat mos nou net. Kom maar by budget rentekar, hy stap voor my en die eerste ding wat hy vir hulle vra, do you have a Toyota Camry? Ek sê, ag Here, daar gaan my hele budget. Ek hoor hoe sê die vrou, nee, my hart sê prys die Here. Maar hulle sê toe van, but we have a Dodge Stratos. Hy ding is net so groot soos 'n Camry. Nou wys hy met die kar, hy sê, daai kar reg, my kop gaan so, my hart gaan so. Hy gaan aanteken, hy vra, waar is jou lisensie? Hy sê, is jou sleutels. Ek tog, betaal ek nou vir hierdie kar as ek hom terugbring, want dis 'n groot risiko. En ek kom van Afrika af. En die Heilige Gees skakel vir my die lig aan. Ek sê, Keith, ek wil jou 'n vraag vra. Het jy nou vir hierdie kar betaal? Hy begin my om vergifnis vra. Hy sê, sal jy my vergewe? Ek wou hom vir jou vir 6 weke gehuur het, maar het my net 'n maand toegelaat. Daar dek God my verblyf. God covers my transport. Ek sê, kan jy vir my vertel, hoe kom ek by die naaste Burger King uit? Nou gaan ek 'n Whopper eet. Ek klim uit by Burger King en ek kyk, want Atlanta op 'n spesifieke dag, tyd in die dag, is hy die besigste lughawe in die wêreld. Hy vliegtuie lê so agter mekaar. Elke 90 sekondes staan land een en elke 90 sekondes styg een op. Toe ek opkyk in die lug, het 2 Boeings gekruis en daai wit rook lê so. Hulle maak 'n kruis reg bokant ons. As jy 'n rema woord van God het, value rema. Maak nie saak of God dit so met, of dit deur 'n profesie is, of deur 'n woord van kennis, of deur 'n woord van, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, but from every word that proceed from the mouth. God is not a statue. God het gehoor, God het spraak, God het asem. Man shall not live by. Nou kom ek terug uit Amerika uit. Ek sê, okay, Here, nou hoe kan ek weer terug gaan pastoring toe? Ek het mos nou gegaan. En in 2003 in my voorportaal in die Biskustraat nommer 42 in Empangeni, 'n vrou met die naam van Valerie McClelland, gee God vir my 'n rema woord deur die gawe van profesie. En God sê, ek gaan vir jou deure oopmaak in Europa. Ek wag nou al 22 jaar, 23 jaar. But God spoke it, it will come to pass. Maar God sê, ek vat jou terug Amerika toe. Ek sê, okay, Here. Sy sê, vat my terug. En ek sit voor my rekenaar in die Biskustraat nommer 42 in Empangeni. En nou moet ek so klein biografie. En toe ek begin en ek sê, Here,
Maar ek het nie eers 'n naam vir hierdie bediening nie. Net soos wat God met u pastoor gepraat, sê, soek my krag, sê God vir my, reaching higher ministries. Ek kon dit nooit verstaan nie. Tot op 'n dag, toe begin die Heilige Gees met my te praat. En die Heilige Gees vat my terug, van waar ek my hart en my lewe vir die Here gegee het. Hoe reg of hoe verkeerd ek dit ook al gedoen het, het ek altyd kinders van die Here aangemoedig en gesê, moenie tevrede wees met waar jy is in jou verhouding met God nie. There's always more. Reach higher, reach higher. En ek wil vir u sê, dis nou oor die 20 jaar, wat Johan, al wat ek het, is 'n rema woord van God. Al wat ek het. Maar oor die 20 jaar, ja, daar's gemeentes wat kanselleer. Los jou vir dood op die straat, jy het nie slaapplek nie. Niks. Ons sal vir jou bid. Ek het julle vertel wat met my hierdie jaar gebeur het en goeders. Maar weet jy, ek kan vir jou vandag met alle eerlikheid sê, ja, dit sal lekker gewees het om weer 'n gemeente te gaan vat. En uit te beweeg uit die rema woord van God uit. Myself te frustreer en ander mense te frustreer. Maar die rekening was nog altyd God se. Dankie Heilige Gees. Ek bedien in 'n dorp in die naam van Clarksville. Kort kennisgewing kansellasie, maar ek moet van hierdie ou op na daai ou toe gaan. En in daai week kanselleer daai ou my. Maar ek en 'n ander evangelis, Leon Jones, ons tag team. Leon was 'n pastoor. Toe hy die pastoor was hy een van die ons wat my gekanselleer het. Nou tag team ek en hy. Hy weet glad nie van die kansellasie wat met my gebeur het nie. Ek bedien die Sondagoggend, die Sondag aand. Hy kom Maandag en Dinsdag en dan vat ek weer Woensdag. Maandag aand gaan ek wil hom ons nou ondersteun, ons tag team. Hy sê ek soek 10 mense om my te vertrou. En hulle kyk hom aan soos wat julle my aankyk. Hy sê ek vra net 10 van julle om my te vertrou met $100 elk. Hy het meer as 10 gekry, toe stop hy hulle. Ek weet nie hoekom, hy moes net aangehou het. Ja. Ek check hierdie ou sê ek dan, wat voer jy in die mou? En toe hy klaar is, toe tel hy dit op en hy sê vir my, brother Johan, dis joune. Toe dek God die uitgawes van die kansellasie. Wanneer laas het jy 'n rema woord van God ontvang? Kinders van die Here, ek gaan dit vir jou wees, ek maak klaar. You have to value it. Mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar ek gaan vir u wees sê. While God is sustaining this ministry financially, mostly with people from the outside, beteken dit nie, jy het nie 'n verantwoordelikheid nie. Dit beteken nie, jy het nie 'n verantwoordelikheid om God te vereer met jou tiendes en jou offergawes. Hier is die plek waar jy kos kry. Waar jy kos kry. Daar's uitgawes wat gedek moet word. En so het God nog al die tyd, oor die 20 jaar wat ek op die pad is, ek het nog nooit nodig gehad om ooit vir 'n pastoor te sê, pastoor, ek is jammer, ek kan nie kom nie. Ek het nie geld om brandstof in te gooi nie. Pastoor, ek is jammer, ek het nog nooit nodig gehad om dit te doen nie. Ek het nog nie een aand honger gaan slaap. Ek sit gister daar by my broer en ek sê, Gerrie, ek raak nou dik, jong. Ek raak nou so skallie. Jy weet, ek moet nou drasties iets plan maak. Het God vir jou al 'n rema woord gegee? Wat maak jy met hom? Wat maak jy, man? Dankie Heilige Gees. Ek het my hart en my lewe, ek maak klaar. Ek het my hart en my lewe vir die Here gegee die 1 Januarie 1983, 1:30 die môre. Maar ek het niemand gehad wat my gedisipel het nie. Julle is bevoorreg, glo my. Julle is bevoorreg om 'n pastoor te hê wat julle disipel. So I was like a runaway 18-wheeler.
Die ywer van die Here het my verteer, maar ek het nie kennis gehad nie. En wat gebeur? Ek brand uit. En soos die verlore seun gaan ek terug in die wêreld in. Maar voordat dit gebeur, in 1986, sit ek in 'n diens. En ek is besig om te bid. Ek sê, Here, wat is jou wil? Wat is jou wil vir Johan en my oorlede vrou? Charlotte Kronke bedien daar uit Johannes 12 vers 24 is die saadkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly hy alleen, maar as hy sterf dra hy veel vrug. Sy klaar bedien sy mense profeties. En hier sit ons en sy sê, as daar enige iemand hier is wat nie môre aand hier gaan wees nie, wat net wil hê ek moet saam met hulle bid, nou sê ek vir my oorlede vrou, kom, ons gaan nie vir haar sê ons sê met saam met ons bid vir wat ons bid nie, want op daai stadium is ons werklik besig om die aangesig van die Here te soek omtrent bediening. Ons gaan net vir haar sê sy met saam met ons bid aangaande die wil van die Here. Hier gaan staan ons, sy ignoreer my. Daar's my boetie, hy kan vir julle sê of ek lieg. My oorlede vrou het nie 'n talent gehad om te kook of te bak nie, sy het 'n salwing gehad. Jy kan vir 10 vrouens dieselfde bestanddele gee vir 'n chocoladekoek en vir haar, as sy hare oopmaak, is sy 2 keer so groot. Ek staan later aan dag sê, nou waarvoor is ek nou eintlik hier? Sy praat met my vrou. So. Sy kom na my toe en sy nog voordat dit nog nooit iemand my so genoem nie. Sy sê, "Hi man of God, what can I do for you?" Het julle geweet, die verwysing na man van God kom net 12 keer in die Bybel voor. Net 12 keer. Nie eers Paulus sê hy's 'n man van God nie. Hy verwys na Timoteus as 'n man van God. En ek sê vir haar, ek wil net hê jy moet saam met ons bid aangaande God se wil. En sy gee 3 tree agteruit en sy sê vir my, "What I'm about to say you most probably do not want to hear, but thou art a pastor." En sy begin die roeping van die Here te bevestig in my lewe. En hier's voorwaarde, onthou dis 'n rema. Maar daar's voorwaardes. Daai tyd het hulle dit op sulke groot kassette opgeneem. Jy ou op die klank. Hulle vra jou naam, en sê jou naam, nou moet jy die hele kaset koop en dan moet jy joune soek. Maar ek het dit nie gedoen nie. Ek val terug. In 1990, Oktober 1990, herstel God my. En ek kry 'n gesin in die dorp, saam met wie ek die Here daai, nou vertel ek hulle wat het gebeur. Hulle sê, wil julle nie saam met ons, wil julle nie by ons huis kom tee drinkie? Kyk, as ek vir nie tee kry, gat ek, boeta. Jy weet nooit, daar is dalk 'n stuk melktert by, jy weet. Hulle sit hier op 'n bank. Ek en my oorlede vrou sit hier op 'n bank. Hier's 'n boekrak. Bo in daai boekrak is net kassette. En ons gesels. En miskien het jy vanaand nodig dat God net die rema woorde oor jou lewe herroep wat jy nie op aggeslaan. En ek begin met hulle te deel, want toe ek daar sit, begin die Heilige Gees dit my, en ek deel met hulle. En ek sê vir hulle, weet julle, ek sal so graag daai tape wou hê. Die vrou sê, wil jy hom hê? En sy staan op en sy gaan reguit na sy gaan haal hom uit. Sy sê, hier is hy. God preserved his rhema word for my life in the bookshelf of somebody else. Wat het jy gedoen met God se rhema woord? Die mens sal nie van brood alleen lewe nie. Dank God vir die logos. Maar ek en jy kan nie net hiervan leef nie. Jy het rema nodig. Jy het rema nodig. Wat het ek en jy gedoen met die rema woord van God? Elke hoof gebuig, elke oog gesluit. Abba Vader, Here, ek kom na U toe in die lieflike naam van Koning Jesus. En terwyl ek werklik, Here, U ken my hart, ek is dankbaar, Here, teenoor U vir U logos, die geskrewe woord. Hierdie Bybel wat U woorde bevat, Here. Maar ek dank U vanaand vir die rema. Here, dat U nog steeds praat met die mens
Nie net deur u woorde wat opgeteken is in hierdie boek wat ons die Bybel noem nie. Maar Here, dat u met die mens praat, rema, rema, rema. En Here, ons is so skuldig daaraan, dat ons baie keer nie ag geslaan het, of dit was deur 'n profesie, of dit was, Here, deur 'n woord van kennis, of deur 'n woord van wys, of dit was deur openbaringskennis, en of dit was 1-tot-1 wat u direk tot ons gepraat het, soos u met Abraham, en soos u met Isak, en soos u met Jeremia, en vele ander, Here. Ons het nie afgeslaan nie, Here. In daai oomblik, Here, was ons opgewonde, en ons was entoesiasties, maar ons het nie afgeslaan nie, Here. En so baie rema woord, lê vanaand dormant in die lewe van die kinders van God. Met respek gesê, Here, we have put it on a shelf and it's gathered dust. It has not transformed our lives. Ons het nie in daai rema begine stap nie, Here. Ek wil vanaand vra, Heilige Gees, herroep rema. Quicken rema to our spirits again. Herroep dit, Here, wat u tot u kinders se lewe gespreek het, Here. Gee dat ons sal agslaan op die inhoud van die rema, dat ons sal agslaan op die voorwaardes van die rema, die vereistes wat daar dalk in mag wees. Terwyl jy so sit, begin met die Heilige Gees te praat, sê, Holy Spirit, just recall to my remembrance. Just recall to my remembrance. Herroep asseblief, Heilige Gees. Dit wat ek vergeet het, dit waarop ek nie ag geslaan het nie. Ja, in daardie oomblik was ek so opgewonde. Herroep. Praat so 'n bietjie met die Heilige Gees. Maak jou mond oop en praat met ons. Heilige Gees, herroep vanaand. Herroep vanaand. Quicken it, Holy Spirit. Quicken it. Dit wat ek daar op 'n rak gaan sit het. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Here, u het woorde van lewe in u kinders se lewe. U het woorde van bevestiging gespreek. U het woorde, rigtinggewende woorde gespreek, Here. Ons het nie aggeslaan op hierdie goed nie, Here. Ons het nie aggeslaan op hierdie goed nie, Here. En vanaand is ons eintlik geestelik verarm, omdat ons nie aggeslaan het nie. Praat met die Heilige Gees. Sy quicken, herroep, herroep, herroep. Halleluja. 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 Ramahanda lamayando. Kostu mahanda lamasitiando kayestelendo. Halleluja, halleluja, halleluja. Estu rohundo lamasitiando kostu mahanda lamasitiando. Halleluja. 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 Halleluja.
Callie, ek glo werklik vanaand sê die Here in my gees om vir jou te sê wees nie bekommerd nie. Hy sê bly net in my vrede. Ek trek 'n laar om jou en ek sal voor jou uitgaan en ek sal jou agterhoede bedek. Ek glo werklik dat die Here sê vanaand vir Callie, mense sal verbaas wees wanneer hulle die guns van God op jou lewe sien. Hulle sal sê, is dit nie Callie van so en so en so nie? Halleluja. 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 Amen. Amen. Jy het vanaand iets geleer. Jy het vanaand iets ontvang. Slaan ag op hierdie woord, kinders van die Here. En ek wil vir jou vanaand vra, dis nie in ons karakter as bedienaars van die woord van die Here om mense te probeer afrokkel van 'n ander bediening af nie. Dis nie ons karakter nie. Dis nie ons persoonlikheid, dis nie wie ons is nie. Ons weet dat die Here Jesus bou sy kerk. Maar ek wil vir jou vanaand aanmoedig, as jy nie 'n geestelike tuiste het, waar jy waarlik gevoed word met die waarheid en toegerus word nie, oorweeg doen 'n misbediening, nie omdat hy my broer is nie. Hy weet ek is ongelooflik lief vir hom, goeders, maar nie omdat hy my broer is nie. Omdat ek weet, dat hierdie bediening het tot stand gekom deur 'n rema woord van God, mense. Ek sal by die tafel wees as jy dalk wil kom ondersteun. Dankie pastoor.